Goeiemôre, dis dan vanmôre 26 April 2025 en is lesing 270 van die Groot Johannes Evangelie boek 2. En vanoggend se lesing is nou baie insig wat ons kry oor die hemelse dinge, veral oor die aard van engele, wat ons nêrens in die Bybel enige iets daaroor het nie. In die boek Henog wat hulle uit die Bybel uitgegooi het, na 500 jaar, is daar ietsie oor engele, maar nie altyd oor hoe werk hulle nie en watter geslag is hulle nie ensovoorts. En hierdie hoofstuk gaan nou vir ons bietjie insig daaroor gee. En dit is wonderlik dat ons hierdie inligting tot ons beskikking het, want dan raak 'n mens net meer lief vir Vader as jy kennis begin bekom oor die hemelse dinge. Opskrif die manlike en die vroulike van die engele. Hoofstuk 1:5-6. Na hierdie woorde gaan die hoofman huis toe, maar Ewald vra hom om nie so lank weg te bly nie, omdat die middagete binnekort klaar sou wees. En die hoofman sê dit terwyl hy weggaan. As daar niks belangriks voorgeval het nie, is ek dadelik weer terug, en het daar iets belangriks voorgeval, dan sal ek 'n bode hierheen stuur. Nou net om 'n bietjie terug te gaan na gister se lesing toe. Dit is na daai klomp bose mense of eintlik oerslegte mense ook genees is en Joshua hulle nie te woord wou staan nie. En toe hy nou hoor by Joshua wat gaan in daai dorpies aan, die wellustigheid, die hoerery, die kinderskending, seunskending, al die dinge. Toe sê hy gaan nou dadelik werk maak daarvan en 'n sedemeester aanstel. En dis nou wat hy dadelik gaan doen. Hy wil die ou kry dat hy so lank na die dorp toe gaan en begin beheer uitoefen oor hierdie dinge wat nie binne die orde van Vader is nie. Toe gaan die hoofman vinnig weg en verwonder hom uitermate toe hy tuis kom en hy deur sy onderaanvoerders alles meegedeel word wat inmiddels daar gebeur het en dat hy sy opdrag vir die bogenoemde gemeenskap op perkament en in sy eie handskrif geskryf op sy werktafel vind. Hy lees dit gou deur en sien dat alles daar staan soos wat hy dit gedink het. Later laat hy 'n snelvoetige bode haal en kyk, daar kom die engel Raphael sowaar in Romeinse soldatedrag en bied die hoofman sy dienste aan. Nou, wat het hier gebeur? Raphael het sonder dat hy eintlik gemis is daar by die geselskap, het hy hierdie hoofman se posisie ingeneem in sy plek waar hy bevel voer. Hy het sy gedaante verander dat hy net soos daai hoofman lyk, soos Julius. En hy het vir sy onderbevelvoerders opdragte gegee en op perkament in Julius se handskrif het hy dit geskryf. Dis wat engele alles kan doen. Hulle kan heeltemal jou vorm aanneem en jou werksaamhede verrig soos wat hier duidelik is. So kom ons lees verder. Die hoofman herken die engel eers nie en dacht toe dat hy 'n jong soldaat is, wat miskien deur Cornelius uit Kapernaum by hom ingedeel is. Daarom vra hy hom of hy die ander van hierdie verre opdrag aan die onderkommandant van Gadarenems op hom sal neem. Dis nou om hierdie bevelskrif weg te vat. Nou sê die engel, magtige meester, gee dit maar en ek sal dit met die snelheid van 'n afgeskiete pyl tot op sy plek bring en binne enkele oomblikke sal u die antwoord in u hande hê. Toe eers kyk die hoofman sy man goed aan en sien dat dit die engel Raphael is en sê daarop, ja, vir jou is dit moontlik. Nou eers sien ek wie jy is. Die hoofman gee die opdrag aan Raphael en hy kom binne 'n kwartier al met die antwoord terug, waarom die kommandant van Gadarenem bevestig dat hy die opdrag in goeie orde en 'n pragtige jong soldaat ontvang het en dat hy alles ook dadelik in die gees van die opdrag sou uitvoer of sou laat uitvoer. Die hoofman verbaas hom nou nie meer oor die snelheid van Raphael nie, maar slegs daaroor dat Raphael nou tog 'n kwartier vir hierdie boodskap nodig gehad het. Onthou die vorige lesings kon hy enige plek in die heelal wees
so vinnig as wat dit nie eers gelyk het of hy weg was nie. Hy het nie 'n oomblik van sy plek gewyk nie. Nou vat hy 'n kwartier, nou verduidelik hy. Raphael sê, dis die tyd wat die onderkommandant in Gaderenum nodig gehad het om te skryf. Verbaas jou dus nie, want vir my sou dit geen tyd geneem het nie. Maar laat ons nou tesame na Ebal gaan, want die middagete is klaar, en die gaste het honger van die flinke tog van die berg na benede. Die hoofman gaan dadelik saam met die engel, wat egter voor die huis van Ebal weer sy oorspronklike Genesarese kleding aan het, en die hoofman vra hom waar hy dan so gou die soldatenkleding gelaat het. Die engel glimlag en sê, kyk, ons het dit makliker as julle, want ons dra ons ryklik voorsiene kledingkas in ons wil. Wat ons wil aantrek, het ons tot in die fynste puntjies aan. As jy my egter in my liggewende kleed sou wil sien, dan sou jy verblind word en jou vlees sou oplos, want vergeleke met die lig van my kleed, is die lig van die son so donker soos die nag. So hier is 'n baie interessante openbaring van 'n engel, 'n ligengel. En Raphael is een van die aardsengele, een van die 7. Hy is die engel van die wysheid. En hier openbaar Vader vir ons deur hierdie engel hoe hulle werk. As jy aan die ander kant kom en jy is in hierdie hoogste engele sfere, ons wat sterf kan ook in daai sfere kom, maar dit vat baie keer 'n rukkie voor jy daar kan ingaan. Jy moet eers georiënteer word vir die ander kant. Maar as jy daar is in Yeshua se huis, in die Nuwe Jerusalem, dan kan jy ook met jou wil alles laat plaasvind. As jy 'n huis wil, of 'n plaas wil, of deur Yeshua, alles kry jy natuurlik van Yeshua opdragte, maar hy laat jou die vryheid van sy wil. Yeshua sal wil dat jy 'n huis vir jouself vorm, maar hy gaan nie jou wil afdwing dat die huis so moet lyk nie. Jou huis sal lyk soos jou wil, soos jy dit wil hê. Inteendeel, Yeshua sê, wanneer ons in mekaar se huise aan die ander kant sal ingaan, dan sal ons, die een sal die ander ou se huis, sal jy herken aan daai ou se persoonlikheid. Ek weet nie hoe dit werk nie, maar sy persoonlikheid is in sy huis. Alle skepings wat voortkom uit engele en uit mense wat engelstatus bereik het, sal altyd hulle persoonlikheid of hulle persona in hulle skepping afdruk. So gaan nie alle planete, aarde, sonne ensovoorts dieselfde lyk nie. Dit dra die stempel van die spesifieke, kan ons maar sê, oprigter, argitek, hemelse argitek, want dit is toch wat ons gaan wees. En dat hy kan wil net wat hy wil, dan is daai klere aan. En so het ons dan ook al menige van hierdie engele ontvang, sonder dat ons dit weet. Want hy gaan nie kom soos 'n engel van die lig nie, hy kan nie. Want dan bestaan jy nie meer nie. Hy kom as 'n boemelaar. Hy kom juis in die vorm van iemand wat jy 'n groot probleem het. Nou weet ek nie altyd die mens dink dit, maar sal hy nou kom met gate deur sy ore en neus en met allerhande dinge soos wat ons die mense sien, want ek het 'n redelike renons aan hierdie jong mense wat so lyk, wat hulle self vol spelde en hakke en goed steek. Nou, ek moet seker nie dit hê nie, ek moet seker ook die spinnekop lief hê. Maar dis moeilik. Dis moeilik. So hy toets ons waar ons swak is, so pas op. Die hoofman sê, vriend van die mense van hierdie aarde, die eerste eienskap om jou sonder materiaal slegs deur te wil na willekeur te kan kleer, staan my baie aan, en die arme mense sou dit spesifiek in die winter baie goed kon gebruik. Maar die ander, eweneens moontlike te sterk strale van jou liggewaad, geval my nie. In elk geval nie nou op hierdie wêreld nie. Daarom sal ons daaroor ook geen verdere vrae stel nie.
maar een ding sou ek nou graag nog van jou wil weet. Omdat ons nou toch net ons twee is, en ons vir niemand in ag hoef te neem nie, kan jy my dit wel vertel, en dit is daar by julle ook geslagtelike verskille? Nou absoluut 'n menslike vraag van hierdie ou. Dit is soos, dink ek aan 'n vrou wat eendag gesê het, dat sy Yeshua ontmoet het in die gees. En die eerste ding wat sy hom vra is, wat het julle met die wasgoed gedoen toe julle so rondgeloop het? Hoe het julle die wasgoed gehanteer? Nou ja, dit is die laaste vraag wat op 'n mens wat in die gees is verstand moet wees, maar nou ja, nou vra hy dit. Die engel sê, hoewel dit 'n ietwat ontaktiese vraag is, wil ek, omdat jy dit slegs maar uit weetgierigheid vra, antwoord met nee. In ons bestaan van oorgeskape geeste, vind jy by ons, wat ontelbaar is, sonder uitsondering, slegs maar die manlik positiewe wese. Maar tog is ook die vroulik negatiewe grondbeginsels in elkeen van ons volkome aanwesig. En daarom vind jy in elke engel die volmaakte huwelik van die hemele van Elohim. Onthou dat Yeshua gesê het, in die hemele gee hulle nie uit in die huwelik soos op aarde nie. En dan bedoel hy hierdie huwelik, en hier verduidelik Raphael nou die huwelik vir ons. Dit is 'n volmaakte eenheid tussen die manlike en die vroulike beginsel. Albei in een. Ons sal dit nou noem in ons taal androgene wese. Albei geslagte is teenwoordig, maar nie soos wat ons dit dink soos ons is. Ons is, nadat Adam en Eva as 'n androgene wese geskape is, Genesis 1 vers 26 en 27, sê dit duidelik dat hulle een wese was, die volkome volmaakte huwelik soos hier. Maar as gevolg van die onwilligheid van Eva om in hierdie volmaakte verhouding voort te gaan, want sy was saamgestel uit meer gevalle sieledele as Adam, want ons het dit nou die dag genoem, dis juist die vroulike wat die diepste geval het, moes Vader Adam aan die slaap maak, en hierdie volmaakte huwelik ontbind in 'n minder volmaakte huwelik. En dit is hoekom sy toe uit hom geneem is, buite hom gestaan het, en hy haar baie lief gekry het. En dit is hoe ons almal vandag op aarde is. Die vroulike word op haar eie manier getoets, en die manlike op sy manier. En nou, wanneer ons in 'n goddelike huwelik mekaar vind, in 'n huwelik waar Vader ook deel aan is, deel van is, dan het jy die naaste aan die hemelse volmaakte huwelik. So, dit is hoe dit nou werk, maar dit werk nie so met engele nie. Hy sê dit hang heeltemal van onsself af, na gelang of ons onsself in een en dieselfde geestelike omhulsel, in die manlike of in die vroulike vorm wil laat sien. En dis waar die misleiding kom. Daar's baie kerke en baie organisasies buite die kerke, Israeliete wat sê, vroue kom nie in die hemel nie. Ek het dit al gehoor, dit klink so belaglik. Daar's nie 'n vroue persoonlikheid in die hemel. Dit is nie waar nie. Die vrou wat hier vandag op die aarde is, wat hiernatoe gekom het, vrywillig, het iewers haar manlike helfte, en die man het iewers sy vroulike helfte, en iewers sal ons na hierdie lewe weer met mekaar verenig, en dit sal weer 'n volkome vereniging wees. Die ander wat vanuit die aarde is, sal uiteindelik op daai vlak kom. Onthou in die hemelse, in die materiële hemele, soos die planete wat ons nou al gaan besoek aflê het saam met Yara, is die wesens geskei. Daar's manlike wesens en vroulike wesens. En hulle trou met mekaar, soos ons hier op die aarde. Hulle is nie almal engele nie. Engele is net in die hoëre geesteshemele, die heel hoogste een. Is hulle soos wat Raphael hier beskryf,
want hy is van die hoogs geskape, eers geskape geeste. Weens die feit dat ons in onsself dubbele wesens is, lê ook die rede waarom ons nie ouer kan word nie, omdat die twee pole in ons mekaar ewiglik bly ondersteun. By julle mense is die pole geskei deur 'n geslagtelik geskeie persoonlikheid en het daarom, omdat elkeen apart is, geen steun vir mekaar nie. Nou dit het Adam en Eva in die paradys verloor, nog voor hulle verlei was deur Satan by die boom van die kennis van goed en kwaad. Hierdie het voor dit afgespeel. En as 'n mens nou daarna dit gaan beskou, dan is dit 'n groot ding wat hulle verloor het. Want hierdie wesens bring ook soortgelyke wesens voort. Maar hulle bring nie net soortgelyke wesens voort nie, hulle kan enige ding voortbring. Of dit gras is, of bome is, of diere is, of minerale is, enige iets was vir hierdie engele, of is vir hierdie engele nou moontlik, en was sekerlik vir Adam en Eva gegee. Heel moontlik op 'n beperkte hoeveelheid wat hulle kon doen, maar nog was hulle verheerlikte wese. 2 in 1. Nou is dit nie so nie. Nou moet ons die pad terugstap van 2 afsonderlike geslagte na die een geslag toe. En onthou Lucifer wat geval het, is ook 2 slagte of androgeen. En jy kry dit in die boek van Nicodemus wat in die boek van Herinnering is, praat die vroulike deel van Satan met die manlike deel van Satan. En sy is baie ongelukkig oor wat hy aangevang het daarbo by Golgotha. En dit is die eienskap weer van Satan, hy is verdeeld in homself. Daar is nie harmonie nie. Maar hulle leef, hulle bestaan, en Satana is die gees, en Satan is die hoof, die een wat ons nou al geëien het, dat die hele heelal hy is, die gevalle heelal. As die geskeie persoonlike pole hulle self egter uiterlik raak, neem die krag af en lyk hulle soos 'n wynsak, wat steeds rimpelagtiger word na mate 'n mens om meer van sy geesryke inhoud beroof het. As jy jou egter 'n wynsak sou kon voorstel, wat self steeds dit sou kon produseer, wat mens daaruit haal, dan sou jy op sy oppervlak nooit die voue en rimpels ontdek, wat sy uiterlike daar so oud laat uitsien nie. Verstaan jy dit goed? Nou dit is redelik logies dat die geskeie persoonlikhede word al hoe swakker, omdat hulle nie eenheid is wat hulle mekaar aanvul nie. Al het jy 'n gelukkige, God-geseënde huwelik, is jy nog steeds geskeie persoonlikhede. En wel sê die skrif wat Elohim by mekaar gevoeg het, kan niemand skei nie. Maar hy sê nie dat niemand dit kan versleg of afbreek nie. En dit is hoekom ons moet sterf, omdat ons nie meer androgene wesens is. As ons dit was, soos Adam en Eva, het hulle dalk nou nog gelewe. Ons weet nie. 1000 jaar het hulle amper net so as geskeide wesens behaal, maar as hulle eenheid was, kon hulle dalk 6000 jaar gehaal het. Ons gaan aan. Die hoofman sê, dit is nog nie heeltemal duidelik vir my nie, maar het voed my nou tog wel. Bietjie. By 'n gunstige geleentheid sal ons wel nog verder daaroor praat. Maar nou gaan ons na binne, want die mense verwag ons al. Die engel sê, ja, dit is so. En ek het ook al die gevoel in my wat julle honger noem. Die hoofman sê, jy is dan 'n suiwer gees. Hoe kan jy dan stoffelike kos eet? Raphael sê glimlagend, beter as jy. By my word alles wat ek in my opneem, volledig verteer en in sigbare lewe omvorm. By jou net maar dit wat pas, by jou geïsoleerde lewenspolariteit. Wat nie daarby pas nie, word vervolgens op die natuurlike weg uit jou verwyder.
dit is dus met eet en drink baie, ek is dus met eet en drink baie beter daaraan toe as jy. Nou, dit is nog 'n eienskap van 'n engelgees wat ons nou op lig gewerp word. Engele het nie 'n spysverteringsstelsel nie. Dit lyk dat toe Adam en Eva geskei is, ons ook die mens 'n spysverteringsstelsel ontvang het. Wat as hulle na die beeld van Elohim geskape is in Genesis 1 vers 26 en 27 is baie duidelik daaroor, dan sou hulle ook soos engele gewees het. Maar in hierdie riekalm wat geval het, 5de dimensie wesens, nie 3-dimensionele wesens soos wat ons nou is nie. Hulle kon openlik kommunikeer met die engele in die hemel. Dit staan in die skrif op verborge wyse dat hulle kon van al die bome eet, behalwe van die boom van die kennis van goed en kwaad. En dis daar waar Satan hulle nou gevang het. So dis nog 'n eienskap, ons het nou 'n spysverteringsstelsel, ons is wat ons eet, en wat ons liggaam nie kan opneem nie, die skei die liggaam uit. En vandag is dit baie, baie erg vir ons, omdat omtrent alles wat ons eet, deur Satan en sy trawante beheer word, en besoedel is, en verdraai en verwronge gemaak is. Ons vleis, ons groente, ons vrugte, niks, ons graanprodukte, niks is meer onaangelaat deur hom nie. Maar tog nog, het ons die moontlikheid om die gif uit te skei. Ons moet net, miskien partykeer middels en goed gebruik. Ek kom agter, om nou net 'n bietjie af te wyk hier, dat in hierdie tyd moet elke mens baie ernstig wees om van parasiete, skadelike bakterieë, virusse en patogene ontslae te raak. Want dit is die oorsaak van alle siektes. Dis die oorsaak van kanker. Dis nou bewys. En omdat hierdie goed lewe in jou, het hulle ook uitscheidingsorgane. Hy poef ook in jou. Hy urineer in jou. En daai gif wat daar uit daai parasitiese wese kom, of 'n slak, of wat se ding dit ook al is uiters giftig. Want hierdie goed se ontstaan kom uit die hel uit. Hierdie is negatiewe sataniese sieledele wat ons op hierdie aardse sweer nie veronderstel was om in te kry nie, maar omdat Satan die hele wêreld aan hom behoort, kap hy ons met hierdie goed. En moet ons maar baie keer 'n skoonmaakproses oorweeg en doen. Daar's baie middele wat jy kan gebruik. Daar's baie krye mengsels wat 'n mens kan gebruik. Hier by ons, by daai garage hier by ons is 'n krye plek daar, Bergsig krye. Mens kan daar by hulle van die goed kry. Jy kan ivermectin gebruik, dit werk ook goed. Ons is op 'n kursus van dit gewees, ek en Erna. En ek moet sê, ek voel baie, baie beter. Ek voel net ligter. Daar is 'n verandering. Jy voel dit aan jouself. Jy kan dit nie vir mense beskryf nie. Maar jy weet wanneer jy minder parasiete het. Die hoofman sê, word daar en dan in die hemel ook geëet en gedrink. Die engel sê, ja, o ja, maar nie soos op aarde nie, maar geestelik. Ons het die eeuwe deur die woord van Elohim ook in ons, soos wat hemel en skepping deur die woord bestaan, en heeltemal daarmee vervul is. Die woord is voorlopig ons wesenlike bestaan, en vir die bestaan is dit ook die enigste werklike lewensbrood, en die egte lewenswyn. In ons are stroom dit net soos die bloed, wat by julle stroom, en ons ingewande is gevul met die brood van Elohim. Die hoofman sê, o, dit is ontsettend wys gespreek. Dit verstaan ek glad nie. Dit moet die meester self vir my uitlê. Maar nou is dit egter hoogtyd om in die huis in te gaan, en daarom sal ons nie verder daarop ingaan nie. Nou in ander boeke wat ook gedikteer is deur Jacob Lorber, kan jy hierdie eet in die gees gaan naslaan. Die boek se naam is Van die Hel tot die Hemele, en dit handel oor 'n persoon se pad aan die ander kant,
wat hy gestap het met Joshua, van die diepste hel waarin hy was, tot by die hoogste hemele waar hy uitgekom het. En daar in die hoogste hemele, in die Nuwe Jerusalem, het hulle 'n eetmaal aangerig vir die nuwe aankomelinge. Die klomp wat uit Duitsland daar saam met Joshua aangekom het, omtrent hier in die 17de eeu. Sy naam was wat? Nee, dit was Biskop Martin. Robert Bloom. Ja, die dame wat destyds my webwerf gedoen het, toe ons hierdie nuwe goed kry, sê sy lees nou maar die goed, want sy sit dit op. Sy begin sê, nee, wat se pad loop hierdie ding van viering nou, hierdie goed is heeltemal van die pad af. En sy gaan op die Google search Robert Bloom, en sy kry hom, ook 'n foto van hom en sy gesin, en dat hy in Oostenryk deur Keizer Rudolf in 'n vuurpeloton doodgeskiet is. En dis alles verhaal in hierdie boek. En hy moes die ou wat hom laat tot dood veroordeel het, daai keiser, moes hy ontmoet aan die ander kant, en hulle moes mekaar vergewe. So, dit is 'n groot storie aan die ander kant, as jy met enige haat of veroordeling aan die ander kant toe gaan teenoor 'n mens. Jy gaan dit eers uitsorg. Beide van hulle het saam met Joshua in daai huis beland, en hulle het hierdie groot maaltyd vir hulle aangerig, en daar was brood, daar was wyn, en daar was van die wonderlikste vrugte, alles in die gees. Dit is geestelike vrugte, geestelike brood en geestelike wyn. Ons verstaan dit nie, maar dit is iets wat, omdat hulle nie 'n spysverteringsstelsel het nie, as jy die brood inneem, gewaar jou hele liggaam van bo tot by jou tone onder, gewaar die brood, ervaar die brood. Ons kry net die smaak in ons mond, en dan kou ons dit en dan sluk ons dit in. As hy wyn drink, dan ervaar hy daai wyn se smaak in sy hele wese, net so met die vrugte. So daar is vir ons 'n beskrywing hoe dit aan die ander kant lyk. Ons hoef nie meer te sê, ek wonder hoe lyk dit in die hemel, ek wonder wat gaan van ons word nie. Jy hoef nie te wonder nie, gaan lees net. Ek dink van daai boeke is ook op audio. Gaan na ons webwerf nuweopenbaring.co.za, onder lesings is daar 'n opskrif die boek voorlesings. En ek dink hulle het hel in die hemel gedoen. Sit dit op 'n stokkie en sit dit in jou kar as jy werk toe ry, kan jy lekker luister daarna. Die goed wat ek nou oor praat is in die heel laaste paar 20 hoofstukke of so. Is daar enige ander vrae wat julle het oor die hemelse aard van engele? Vra nou. Baie dankie.